Dave, help asseblief, skryf Rikkie Botha. En Dr. Dave Peppler gaan inderdaad vir Rikkie help. Rikkie skryf: My katjie, Ivy, vang vlermuise. Hoe is dit moontlik? Ek sien nie dat die vlermuise ooit eers sit nie, hulle vlieg wel rond, maar Ivy vang hulle. En natuurlik bring hulle huis toe. Sy is omtrent 6 of 7 maande oud. Hoe kan ek maak dat dit nie gebeur nie? Dave? Dag Lise, luisteraars en my kollegas. Vandag doen ek 'n eierdans oor 'n vraag oor katte en veral Rikkie se vraag van haar kat wat vlermuise vang. Hoekom doen ek 'n eierdans? Want ek is 'n deurweekte katliefhebber. So, ek moet versigtig praat. Katpredasie op wild, hier moet ons lees die Engelse woord wildlife. En ons praat nou nie van groot goed nie, maar klein dinge, is as gevolg van 'n natuurlike instinkte van katte, beide huiskatte en wildgebore katte, om te jag. Dink 'n bietjie aan die speelgoed wat jy met jou kat gebruik. Dis 'n skoennappertjie of 'n ding met vlerkie aan 'n touwtjie. Dis iets wat na 'n skoennapper lyk. En katte kan dit eenvoudig nie weerstaan nie. Hulle hoef nie honger te wees nie. As daar 'n ding beweeg, spring hulle daarop. Nou ja, geskiedkundig, ons dink aan so ver terug as 9000 jaar gelede in Egipte, tot verjaar in 'n plaas buite Beaufort Wes, word katte natuurlik aangehou om veral in die skure en buite geboue knaagdiere te beheer. Nou ja, in Egipte byvoorbeeld was dit spesifiek aangewend om knaagdiere uit hulle graanstore te hou, en tot vandag toe gebruik ons katte veral op plase om dit te doen. Nou ja, katte is natuurlik ook uiters aanpasbaar. Dink byvoorbeeld aan die groot katprobleem wat Suid-Afrika op Marion Eiland gehad het. Nou die hemel weet alleen, dit is 'n arktiese eiland, jy weet, dit is bitterkoud, dit sneeu in die winter, en tog het katte oorleef en aangeteel op Marion Eiland. So, as ons dink aan eilande, ons dink aan 'n baie groot eiland, byvoorbeeld Australië, nie tegnies nie, maar in Australië alleen is reeds 25 soogdierspesies totaal uitgewis. Hulle het uitgesterf as gevolg van katte en nog 124 word bedreig. Ons dink aan eilande, ons het nou net van Marion gepraat, maar op eilande wêreldwyd het 33 inheemse spesies van knaagdiere of klein soogdiere en voëls reeds uitgesterf as gevolg van katte. Nou, as 'n mens kyk na 'n globale analise, vang katte omtrent 2100 spesies. Natuurlik daar is miskien 'n bietjie meer, maar as 'n mens nou al die data bymekaar sit, waarvan 17%, 350 van hierdie spesies is van bewaringsbelang. 90% van hierdie diere wat gevang word is voëls, reptiele en klein soogdiere. Kom ons neem 'n land soos die VSA, waar daar deeglike studies hieroor gedoen is, en vandag in die VSA word 1,3 tot 3,7 miljard voëls per jaar deur huiskatte gevang. En 6 tot 22 miljard klein soogdiere. Dit is duisende metrieke tonne van diere wat deur katte en wildgebore katte gevang word. Terug na die eilande. Meeste eilande, veral die wat afgeleë is, het natuurlik spesies wat endemies is, hulle kom nie daarvoor, maar hulle het ook geen gedragsverweer teen 'n kat nie. Hulle weet nie wat 'n kat is nie. Hulle sal die kat in die oë kyk terwyl hy op hom afstap en hom dan opvreet, want hulle weet eintlik nie wat dit is nie. En so het baie spesies reeds uitgesterf in die Karibiese eilande langs Mexiko en veral in Nieu-Seeland. Nou, ter plaatse was daar onlangs in 2020
'n baie interessante studie in Kaapstad wat gekyk het na katte wat teen Tafelberg Nasionale Park normaalweg bly by mense, en dan het hulle soort van diep voorstedelike katte was die wat nou verder weg is van Tafelberg af. Nou, kan jy glo, daar word beraam dat Kaapstad 300.000 katte het. Dit is baie katte. En hierdie 300.000 katte vang ontsaglike hoeveelhede wild elke jaar. So elke kat in Kaapstad, as jy die som maak, vang ten minste 90 prooi spesies per jaar. Met ander woorde, 300.000 maal 90 maak die somme. Nou ja, 200.000 van hierdie prooi spesies word binne die nasionale park gevang. Nou ja, mens het bedenkinge oor die toestand van die nasionale park, maar steeds is dit 'n statistiek wat 'n mens bang maak. Nou ja, 50% van hulle vangs is reptiele, en dis vir kleermannetjies, akedisse, tabakrollertjies, en 17% van reptiele in hierdie studie is huis toe gebring. Ons sê altyd, my kat het my wakker gemaak met 'n muis of wat ook al. Maar 24% van hierdie diere wat gevang is van die om Tafelberg was soogdiere, maar hier snaaks genoeg is meer as 50% huis toe gebring. Met ander woorde, katte is meer geneig om 'n soogdier as 'n voeltjie of 'n reptiel huis toe te bring. Hoe voel kat-eienaars hieroor? Nou ja, hier kom 'n stormliese. Ongelukkig is daar 'n mate van soort van kognitiewe dissonansie, omdat hulle glo dat hulle diere nie eintlik noemenswaardige impakte het nie. Of natuurlik die ou argument, daar is niks wat ek daaraan kan doen nie. En dan is daar 'n faksie of 'n fragment van die kat-eienaars wat werklik baie trots is. Kyk hoe slim is my kat, kyk hoe fiks is my kat, kyk al die voeltjies en muise wat hy vang. Katte as huisdiere bestaan meer as 9.000 jaar saam met ons. Met ander woorde, ons kan die katprobleem nie oornag oplos of ontdaan maak nie. Dink aan Egipte, die beroemde katgod Bastet, wat van die begin van die dinastie reeds aangedui word. Die groot vraag, Lise, bly dan, wat kan ons as besorgde huiseienaars doen aan ons geliefde kat, wat so 'n moordenaar is? Nou ja, die eerste ding, en dit is effens onverwant, is sorg dat jou kat gesteriliseer is. Hoekom? Daar is 2 voordele daaraan. Indien jou kat sou wild word, met ander woorde weghardloop, verlore raak, dan kan hierdie kat nie aanteel nie. Ek was verlede jaar in die Kamiesberge by 'n pragtige plaas, en in die skuur was daar lucernbale, en hulle het gesê, kom kyk hier. Lise, daar was die mees aangrypende mooi klein katjies, 'n kruising tussen 'n Siamees en 'n Faalboskat. En hier lê die probleem. Ons moet plaasdiere steriliseer, om die behoud van ons Faalboskatte, maar ook dat indien hulle verder ander katte ontmoet, hulle nie kan aanteel nie. Dit is werklik baie belangrik. Dan, of jou kat nou daarvan hou of nie, 'n halsband met 'n klokkie vir die dagvangs. Hoekom sê ek vir die dagvangs? Want daar is 'n derde reël, en dit moet ons nou maar eenvoudig gelief neem. Ons moet ons katte in die aande toesluit. Jy moet die deurtjie toemaak en 'n sandbak neersit, want meeste van hierdie wandade van katte word natuurlik binne in die nag gepleeg as jy slaap. Nou, dis 'n delikate vraag, Lise, want hoe weeg 'n mens op die heilsame
invloed van 'n kat. Dink aan ouer mense, jy weet, 'n slapende kat op die skoot, die daaglikse ritueel van sorg vir die dier en die ongelooflike heilsaamheid wat dit bring. Dit wend eensaamheid af, dis 'n gespreksgenoot, ensovoorts, ensovoorts. Maar hoe vereenselwig ons dit met 'n bloeddorstige roofdier in jou huis? Eerstens dink ek, ons moet besluit dat ons kat 1 gesteriliseer is, 2 'n klokkie gaan dra en 3 s'nags binne gaan slaap. Ek wil egter, Elise, omdat dit 'n delikate onderwerp is, ook vir ons luisteraars vra, wat doen hulle om te sorg dat hulle katte nie klein diere en voeltjies en insekte, wel, wat ook al vang nie, is daar enige wenke? En natuurlik stem die luisteraar saam dat 'n kat eenvoudig vryskuts gegee moet word om dood te maak voor die voet. Ons hoor graag van die luisteraars. En dit was ekoloog Dr. Dave Peppler. Onthou as jy 'n vraag het vir ons paneelkenner, stuur jou e-pos direk aan my, lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie vir ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.